Right guys, welkom hier bij Locally Unscripted met Tristan, Barry G, achter die camera Christian en achter de andere camera zit Johnwell. En vandaag is dus weer hier samen met die leier. Die man heeft geen bekendstelling nodig heeft. Als jullie gaan zien onze laatste 2 video's gaan met basis over die cross culture family fellowship gaan. Waar jullie toen die mieren nog op was. Toen was dus hier en was die gala event, een jaarlijkse gala event gecoverd. So, als jullie nog geen video's uit checken, gaan check het uit en maak zeker om video's te like en gaat komen daar. En de laatste ding is, gaat subscribe. Dus ik zeg, hier bekendstelling nodig in, maar daar is nog mensen wat nog in, van je kennen of dat is nog de eerste video wat je gaat zien wanneer. Voor je naar de andere video's kijkt, kan je net zeggen wie je is en wat je doen bij die cross culture family fellowship. Groete viewers, kijkers. Ik is David Fischer, de pastoor van de Cross Culture Family Fellowship hier in Austin. En ja, ik sta als leider hier van de gemeente, wat de Heer ons toevertrouwt. En ja, we staan maar in de community, voor de community. En die geestelijke werk van mensen's levens. En zelf van de community en zo. Ja, so dat is maar wie ik kan. Pas David kan, we zien nou het klaar die mieren op, kan je net gewoon die gevoel beschrijven wat je gevoel hebt en met die opbouwing van die fondatie, die mieren en die bouwproces. Hoe was dat tot en met nou? Laatst hoe je was en tot en met nou ja. Ja, alle eer aan die Here. Eerstens, wat vir ons dit possible gemaak het om te is, of te kom waar ons nou is, né? Ek het nie actually genoeg woorde nie. Ek dink ek sal totaal en al uit is, wanneer die saal compleet klaar is, dan gaan ek regtig niks hoor het nie. Maar currently, wat ons hier het en wat ons hier sien en wat ons bekom het, is maar deur die genade van die Here. Ons is nie 'n ryk community nie, ons is ook nie 'n ryk kerk nie, you know, is maar mense met uitdagings, daaglikse uitdagings. En tot waar ons nou is dit ons self uit nie, maar deur die Here. Ek kon onthou, ek het basically in die begin het ek elke steen begin tel, as ons begin bou het, want was om elke steen was 'n punt wat ons bereik het. Maar soos die building begin opgaan het ek regtig die hand van die Here gesien. Met waar ons nou is, want persoonlik ek het nie die geld nie, né, om die plek te bou nie, so as dit totaal en al is ek het nie woorde om te beskryf nie. Wat ek wel kan dank ook kan gee, is dat die Here in ons huidige community se mense se harte gewerk het. Hier is 'n paar besighede wat naamloos wil wees, hulle name wil nie genoem word nie. Hier is 'n paar individue, né, in ons community, hulle wil hulle name nie, you know, wat groot bedrage skenk het. En ons het maar lekker groot somme geld om die plek te bou. Hier's ouens wat verby ry en as hulle sien ons bou en as hulle sommer stop en 2 koeldrinks koop en sulke goed, you know. En mense in die neighborhood wat altyd uitkyk vir vandalisme. Maar ek kom weer terug hoe God het iemand se hart werk, want is net die Here wat jou kan oortuig om iets goed aan iemand anders te doen, hè. So ja, my woorde is min, maar net alles in dank dat ek kan teruggee oor die. Ons sal vir die mense in die videoclip wys die gebou lyk. En soos hulle gaan sien, is nog hier 'n dak op. En kan jy net gou vir ons die uitdagings rondom die dak verduidelik asseblief? Okay, ek kan nou nie onthou of ek het in die vorige video interview genoem het nie, maar die ultimate of die groot bedrag vir die oprig van hierdie plek was omtrent 2 miljoen, né? Dat sluit nou alles in, van jou parking, you know, van jou toilette, jou sound equipment, you know, jou mat, jou teels, you know. En toe op hy stadium het ons nog nie begin bou nie. Toe het 'n consultant vir my uitgewerk, so 2 miljoen plus en hy bracket wees wat ons nodig het.
hier kan ons nou klaar sien die building en ons het nog nie daai geld, ons nog nie eens regtig 1 miljoen uitgegee nie, Yes. you know. En ons staan op sê maar 1/3 van die building wat klaar is. So ons het nog 'n 3/4 dat klaar kom. So ons volgende uitdaging nou is om die dak op te sit. Ons het die majority bouwerk gedoen. Daar is nog bouwerk wat moet gedoen word, maar die grootste gedeelte bouwerk het ons gedoen. So nou wil ons begin werk om die dak op te sit, né? So die dak se kwotasie alleenlik weg van die building af wat ons nou het is omtrent 380.000, you know. So as jy dis 'n klein geld nie, dit is groot geld. Daar is 380.000 om hierdie dak op te sit. Die Here het gewerk, ons het 'n bietjie sponsors gekry van dakteels en so aan, so ons oorweeg om die dakteels te gebruik, sou ons nie nuwe roof sheets of sulke goed kry nie, maar die bedrag staan op 380.000. So ons het weer by die punt wat ek sê ons het nie geld nie. Yes. You know, ons het nie geld nie, maar as ons hier kyk, sien ons die hand van die Here. So ek vertrou met die hulp van die viewers wat sal inkoop op die projek om die werk te voltooi, né? Vertrou ek ons gaan dit kan doen. Daai 380.000 dink ek in die oë van die Here is dit nie baie nie. Vir ons is dit dalk baie, maar in die oë van die Here is dit nie baie nie. So dit is uitdaging, ons moet at least volgende jaar, né? At least volgende jaar hierdie tyd wil ons at least die dak op hê. Yes. You know, as jy die dak op het, dan sal ek die Here dankbaar wees daarvoor. En nou, so ons volgende groot uitdaging is die dak. Ons het 380.000 nodig om die dak op te sit. Yes. Kan jy gewoon net voor ons weer sê hoe julle fondse, behalve nou die mense wat privaat nou skenk, hoe maak jy die kerkjaar fondse by mekaar? Alright, die jaar het ons jaarliks doen ons 'n gala, soos julle weet, maar die jaar gaan ons nie 'n gala doen nie. Ons het baie ander kerkverpligtinge gehad dat ons moes gedoen het hierdie jaar. So ons het nie gala gedoen hierdie jaar nie. Maar ons het week na week of maand na maand het ons maar klein takeaway verkopers gedoen, so jou visbraai, jou hoenderbraai, you know, jou vetkoek en minsgoede, wat ook 'n bydrae gelewer het, you know, bietjies wat bygedra het om die plek te bou, om sand te koop, om 'n paar bakstene te koop en so aan. So ons het klein functions gedoen en ons is ook die community daarvoor dankbaar. Yes. Maar wat ons nou currently gelons het Woensdag aan in ons bid hier in 'n samekoms, ons het 'n tipe van 'n backup body, Okay. waar ons individue vra om at least vir die volgende jaar R100 te saai in hierdie projek. Nee? Okay. So maandeliks R100 kan saai. Ons het die bankrekening nommer sal ons later op die skerm het, maar van nou af tot volgende jaar at least R100 te saai. En die geld gaat ook nie in ons kerk se bankrekening nie. Dat gaan outomaties in die company wat die dak gaan verskaf. Yes. So die plan is om die dak begin af te betaal, you know. So ja, dit is ons volgende fondsinsameling. Alright. So daar het hulle mense, die kerk het 'n dak nodig en weer eens die geld gaan nie na pastoor se saksie af nie, maar jy het sy eie geld, dit doen sy eie werk. Die geld wat gaan inkom, dis hulle gehoor, dit is vir die kerk. So as jy kan help en as jy mense kan inlig wat kan help, dit sal waardeer word. Dankie. En pastoor, dit was kort. En dat is definitief nie die laaste keer wat jy sal ook weer sê. Die mense moet uitkyk via, ons sal weer in die toekoms via 'n video maak. So enige laaste woorde voor ons afsluit? Ja, nee, ek wil eerstens vir julle dankie sê vir jou en die team, Jonty, en julle wat uitgekom het en wat ook die community serve, want as ons mekaar kan help, so bouers. Yes. Ek dink ons almal het een doel wat ons in gedagte het, en gaande ons heilige community as 'n peaceful community, lekker same zijn, goeie harmonie in ons community, tussen families en so aan. En ek is dankbaar vir julle bydrae tot ons lewe om die projek makliker te maak. En dan ten laaste wil ek sê, daar is moontlik iemand wat vanaand of 'n dag sukkel met uitdagings. Jy het miskien vir jou iets opgestel, né? As ek kortliks kan 'n skrif inbring,
Handelinge 27 sê Paulus was op pad van Rome, van Caesarea af na Rome toe. Maar along the way, tussen die twee punte, het daar 'n storm oor sy lewe uitgebreek, you know. So dat het hulle op het stadium gevoel het, hulle gaan hulle lewens verloor. Maar die Bybel sê, die engel het aan Paulus gesê, niemand van julle sal sterwe nie. En as ek kyk in hierdie jaar, ons het miskien Januarie planne gemaak vir Desember. Tussen Januarie en Desember het dit goed gebeur, storms het oor ons lewens losgebars. En soms het ons gevoel om tou op te gooi, om moed in te gee, maar ek wil vir encourage, moenie tou opgooi nie. Hy wat die werk aan ons begin het, is in staat om die werk aan ons te volëindig. Hou net vas aan die Here, hou moed, moenie jou droom verloor nie, moenie jou purpose verloor nie, moenie luister na negativity nie, want baie mense het vir ons gesê, julle sal dit nie kan doen nie, julle gaan nie kan doen nie, en die Here het vir ons bewys, met hom in ons bootjie, is dit possible. So, ten slotte, hou vas aan jou droom wat jy het, en nou moenie dit laat gaan nie, moenie dat die storm jou daarvan af wegkry nie, maar weet, jy moet nog by jou destination uitkom, die Here seën u. Baie dankie, pastor. Amen. Thanks man guys. As jy